En ons begin weer die 10de Mei en ook die lig daarvan dat ons maatjies maar min is vanmôre, gaan ek dan eers die kindermoment aanbied as die katedese skool weer oopmaak. En dan onthou asseblief ons hemelvaartdiens, donderdag die 14de Mei om 6:30 hier in die kerkgebou. Ons gaan nou stil word vir so 'n paar oomblikke en dan sonder dat ek dan aankondig, na die seëngroet gaan ons terwyl u net so bly sit, die toewydingslied sing, is lied 164, ons is almal hier tesaam, en dan daarna ons loflied, lied 184, lof sing die Here, en ons kan dit dan staande saam sing. So net na die seëngroet, die toewydingslied, lied 165 terwyl ons sit, en dan die loflied, lied 184, sing ons dan staande saam. Kom ons word nou stil voor die Here. Here, ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het. Hy wat trou bly tot in alle ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. En die Here wil elkeen van u vanmôre hartlik groet met die volgende woorde: genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees.
Die woord van die Here spreek vanmôre tot ons uit die boek Romeine. Romeine hoofstuk 8 vers 31 tot aan die einde van vers 39. Dit is die pragtige loflied en verlossingslied en oorwinningslied wat ons vanmôre met mekaar gaan deel. Maar voordat ons dan gaan saam lees uit die woord van die Here, kom ons sit net so, dan vra ons vir die Here om sy woord vir ons oop te maak. Here, dit is vir ons vanmôre so verfrissend gewees om wakker te word en op te staan en na 'n hele ruk van reën weer die blou hemel te sien en die sonlig. En so is u genade ook, dit is sprekend van u genade, dat u genade so sonlig ons lewe verlig en warm maak. Dankie Here, dat u ons Here is. Dankie Here, dat ons aan 'n gemeente kan behoort, die gemeente vorentoe. En dat ons so in die lang naweek op 'n Sondag tog 'n tydjie kon op sy sit om hier te wees, om u woord te hoor. En Here, ons almal het vanmôre hierdie boodskap nodig, ook ek as die prediker, om te hoor dat te midde van al die goed wat ons hoor, wat ons baie maal bekommerd maak, u vir ons die oorwinning skenk. En dat ons op die oorwinningspad is. En daarom bid ek ook, Here, dat u vanmôre deur middel van hierdie gedeelte, Romeine hoofstuk 8, vers 31 tot 39, werklik met ons sal praat, dat u vanmôre van sitplek tot sitplek sal beweeg en oud en jonk se harte sal aanraak met hierdie wonderlike woord. En daarom wil ons nou stil word voor u. Ons harte is ontvanklik om te kan luister. En ons bid, Here, dat u deur u Gees vir ons die lewensbrood sal breek. Spreek, Heer, u diensknegt en u diensmaagd luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing, Romeine hoofstuk 8, daar vanaf die 31ste vers. En die opskrifie daar in my Bybel is: niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan ook nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ek lig vir u uit vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Ek wil ook vir u ook verder uitlig, vers 34. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Maar veral dan daar die sinsnede,
dit is ons teksvers, dit is, God is vir ons, wie kan teen ons wees, of anders te gestel, God is aan ons kant, God is aan jou kant. En voordat ek dan die woord gaan verkondig, berei ons dan voor met die oog op die woordverkondiging, en ons kan net so bly sit in lied 4, vers 4:2, vers 1 en 2 saam sing. Liewe broeder en suster, dit is sekerlik so, dat mens baie maal die vraag vra, hou jy van my? Want ons wil graag hê dat mense van ons hou. En baie mense het groot seer kry in die lewe, omdat hulle dink, hulle maak dit nie in die ander se oë nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ja, ons almal soek maar erkenning, en wil graag hê dat die belangrike persone in ons lewe ons sal raak sien en waardering sal uitspreek. Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, we want to be wanted. Maar ek dink die belangrikste vraag wat mens kan vra in die lewe is, hou God van my? Want as dit sleg gaan, as die omstandighede teen my is, kan ek so maklik sê, maar hoekom doen God dit? Dalk hou hy nie van my nie. Dalk is hy besig om my te straf. En dan het ek vir u vanmôre die goeie nuus. En ek wil vanmôre vir elkeen van u sê, God hou van jou. God is vir jou lief. God is vir jou. God is aan jou kant. En as ons nou kyk na hierdie pragtige skrifgedeelte uit die woord van die Here, vra die apostel Paulus die vraag, wat is dan ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? En as hy dan sê, wat is ons gevolgtrekking, bedoel hy met hierdie dinge, die goed wat hy in die voorafgaande hoofstukke geskryf het. En as daar een ding is waaroor Paulus in sy hele brief aan die Romeine nie uitgepraat kon raak nie, is dit die wonder van God se genade in Jesus Christus. Dit loop soos 'n goue draad dwars deur die Romeine brief. En nou kom hy in die voorafgaande hoofstukke en op 'n sistematiese manier lê hy hierdie wonder van God se genade uit, dat God ons vryspreek. In Romeine 1 vers 18 tot 4 vers 25 praat hy van die vryspraak van die Here. En dat ons almal sondig is en dat God ons uit genade gered het. Ek wil veral die samevatting gee van eintlik hierdie hele gedeelte
as ek lees uit Romeine 3, vers 23 en 24. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond daarvan van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. So die eerste gedeelte, Romeine 1 vers 18 tot 4 vers 25, gaan oor hierdie wonderlike vryspraak. En dan in hoofstukke 5 tot 8 word hierdie nuwe bestaan wat God vir ons moontlik maak in Jesus Christus verder sistematies uitgelê. En word daar in hoofstuk 5 gepraat van die bestaan van hierdie nuwe lewe. Hoe lyk hierdie nuwe lewe? En dan in hoofstuk 6 vry van die sonde. Hoofstuk 7 vry van die wet. So in vers 8 gaan dan ook oor hierdie nuwe bestaan. En praat hy daarvan vry van die dood en dat ons hierdie nuwe lewe het. Jesus Christus het gekom om ons vry te maak. Om hierdie bande, knellende bande wat my en jou vashou, los te maak. Ons uit hierdie sondetronk te bevry. As ek die beeld kan gebruik, die sondetronk is gesluit, daar's tralies, en die mense wat vasgevang is daarin sonder Jesus, kan nie daar uitkom nie. Hulle kan hoe hard probeer, hulle is vasgevang, maar daar's iemand wat die sleutel het van die deur van daai tronk. En die enigste een wat daai deur vir ons kan oopsluit, is Jesus Christus. Sodat ek en jy vry kan uitgaan van hierdie tronk en knellende bande wat ons vashou, uit in die sonlig in die vryheid van God se genade. Ek sien ek hier voor my die prentjie van 'n gevangene wat hierdie eysterbol met kettings aan sy een enkel dra. En hy kan nie vrylik beweeg nie. En Jesus het gekom om ons los te maak van enigiets wat ons vashou. En as ons na hierdie evangelie van bevryding luister, kan ons saam met Paulus die gevolgtrekking maak. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Op grond van dit, liewe broeder en suster, wat Jesus vir jou gedoen het, uit genade uit, om jou heeltemal vry te maak, kan jy vanmôre sê, ja, God is aan my kant. En dan gaan Paulus nou verder, om hierdie hele tema van vanmôre, dat God vir ons is, dat God aan my kant is, verder vir ons aan te toon. Hy sê vir ons, 'n bewys daarvan dat hy van jou hou, hy het sy eie seun nie gespaar nie. En nou gaan ons terug na die Ou Testament toe, na Abraham, wat sy seun Isak moes offer, en dat God hom vrymaak van daardie verskriklike ding, om hierdie enigste kind van hom te offer. En weet u, God het dit wat hy vir Abraham gespaar het hy homself nie gespaar nie. Hy het sy enigste seun, wat die naaste aan sy vaderhart was, het hy reserveloos vir ons gegee. Was hy nie spaarsaam in sy liefde nie? Bevestig dit God se liefde vir jou, en dat God aan jou kant is. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enigste gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God was nie spaarsaam in sy liefde nie.
En dit inderdaad is die gevolgtrekking wat ek en jy ook kan maak, dat God van jou hou, dat God aan jou kant is, dat God vir jou is en nie teen jou is nie. En dan interessant, as ons nou verder gaan in die gedeelte in, vra hy 2 interessante vrae. En dit is eintlik vrae wat nie bedoel is om, kom ons sê, 'n vraag te wees waarop jy nie 'n antwoord op het nie. Dis eintlik, hierdie 2 vrae kom eintlik in die vorm van 'n uitdaging. Dis eintlik 'n stuk genadeverkondiging, as hy dan vir ons sê, wie kan die uitverkorenes van God aankla? As jy in Jesus Christus is, en skoon gewas is in sy bloed, wie kan jou aankla en vir jou sê, maar wie sê jy dat jy 'n kind van die Here is? En baie maal selfs jou kindskap en Christenskap bevraagteken. En jou verlossing bevraagteken. En as iemand jou aankla, is hy eintlik besig om vir God aan te kla. Want wie kan die uitverkorenes van die Here aankla? Want God, staan daar in hierdie gedeelte, self spreek ons vry. Liewe broeder en suster, die rede hoekom jy en ek aanspraak kan maak op God se genade en liefde en dat ons sy kind kan wees, is God self het ons vrygemaak. Hy het ons vrygespreek. En terwyl ek so met u praat, gaan my gedagtes terug na Openbaring 12. Daar is oorlog in die hemel. En die profeet of die engel Michael behaal die oorwinning oor die duiwel en sy trawante, die draak. En dan lees ons dat hy wat ons aankla voor God, dag en nag, sy plek is in die hemel nie meer nie. Dit is die duiwelse strategie, hy verlei ons tot sonde, en dan gaan kla hy ons aan. Die kinders sal sê, hy verklik ons by die Here. En nou staan daar in Openbaring 12, dat sy plek is in die hemel nie meer nie. Hy is nie meer daar om vir my en jou aan te kla nie. God se ore is doof vir die aanklagte van die Satan. God self spreek ons vry. En dan nog 'n stuk verkondiging, 'n tweede vraag. Wie kan ons veroordeel? In Romeine 6 vers 1 staan daar's geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Hy het jou vrygemaak van die oordeel. En die mense wat eendag onder die oordeel van die Here gaan staan, is hulle wat Jesus nie aangeneem het nie. Dis hulle wat nie kinders van die Here is nie, maar jy en ek kan dit vandag weet. Daar is geen veroordeling vir my en jou nie. God spreek ons vry van sonde as ons dit bely. En as ek nou vanmôre so in my preek uit hierdie gedeelte die woord van God vir u oopbreek, mag ons sê, God hou nie van my nie? Kan ons sê, God is aan my kant? 'n groot rede hoekom God aan ons kant is, word vir my gesê in vers 34. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Dit tref my, Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Iemand skryf iewers en sê dat ons so graag in die kerk sing, Jesus hou my by die kruis. En dat die kruis eintlik 'n belangrike simbool is in die kerk, en dis goed so. Maar ons kan nie net aan die kruis vashou nie. As ek die beeld kan gebruik, eintlik moet ons nie net 'n kruis hê nie. Ons moet 'n kruis hê met 'n sirkel daarom.
En die sirkel om die kruis is vir ons simboliek daarvan dat dit 'n voltooide handeling is. Met ander woorde, Christus se kruisdood kon alleenlik betekenis kry as hy opgestaan het uit die dood. Want dieselfde Christus wat gesterf het, het weer opgestaan uit die dood. En toe homself vertoon het by 'n geleentheid het hy vir Thomas ook gesê, salig is die wat glo, maar nie gesien het nie. Sê daardie engel by die graf vir die vroue, maar hoekom kom soek julle die dooie by die lewendes? Want weet jy, my liewe broeder en suster, ons aanbid 'n Here wat opgestaan het en lewe. Ons aanbid 'n lewende Jesus Christus. En omdat hy lewe en opgestaan het, kan jy en ek weet, hy het dit gedoen vir jou en my, ter wille van jou en my, en dat hy aan jou en my kant is. En hierdie Christus wat dan gesterf het, opgestaan het ook opgevaar na die hemel. En daar sit hy aan die regterhand van God, en weet jy wat doen hy volgens die gedeelte? Hy pleit vir elkeen van ons. Omdat hy aan jou kant is, pleit hy vir jou daar vanuit die hoogste hemele. Liewe broeder en suster, ek weet nie wat u omstandighede is nie. As mens baie maal na die nuus luister, dan gaan dit maar vir ons te mekaar in die wêreld. Gaan dit maar vir ons te mekaar in ons land. Is daar soveel korrupsie? En as ons mens na al hierdie dinge luister, dan raak mens moedeloos. Of daar siekte, of daar's 'n kind van u waaroor u bekommerd is. Sit u vanmôre hier as 'n bekommerde mens. En dat die Here vanmôre kom in u besondere omstandighede en situasie. En dat hy vir jou vanmôre kom sê, ek is aan jou kant. Maar nou sal hy vir my vanmôre sê, maar dit is goed. Goed, Dominee, goed dat jy dit so uiteengesit het. Dit staan in die Bybel, dit word bewys dat God aan jou kant is, maar verstaan u my posisie? Verstaan u die stryd waardeur ek gaan? Want solank jy en ek hier op aarde is, sal daar 'n stryd wees om te stry, 'n geloofsstryd. En daarom skryf Paulus en hy sê, ek wil soveel goeie dinge doen, maar die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Sê in hoofstuk 7, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, maar ek sal dit bevestig aan jou, dat ek aan jou kant is. En dan noem hy hierso vir ons omstandighede wat ons kan skei van God se liefde. Sê vir ons, gee vir ons 7 omstandighede wat ons kan skei van God se liefde. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, of honger of naaktheid, vervolging of swaard? Kan enige swaar kry, enige seer kry, enige angs en vrees, of enigiets in die lewe wat my bedreig, my wegneem van God se liefde in Christus Jesus, en dan kom die Here vanmôre na jou toe, en sê vir jou in jou omstandighede, ek sal jou vashou in my liefde. Ek sal jou in my arms vashou en ek sal nie laat los nie. Want jy is myne. En niks, maar niks kan jou skei van my liefde nie. Geen nie om wat jou omstandighede is nie. Kom God vanmôre en hy bevestig aan jou en my sy liefde, sy omgee, en dat hy vir jou is en aan jou kant is.
En dan, as hy nadat hy dit gesê het, kom hy met hierdie pragtige lofprysing. Hy sê in hierdie pragtige lofprysing, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Sê vir ons dat hierdie stryd hier op aarde loop uit op die oorwinning. Die oorwinning is alreeds verseker. Watter generaal kan voordat hy oorlog ingaan weet dat hy gaan verseker wen? Napoleon Bonaparte het gedink niemand kan hom oorwin nie. Toe daar in Rusland kom die Russiese winter en oorval hom onverwags en hy word verpletterend verslaan. Maar God kom na jou en my toe, sy kind, en sê, jy is op die oorwinningspad. In Jesus Christus en God wat aan jou kant is ons meer as oorwinnaars. Vorentoe gemeente weet dit. Die Here is aan julle kant. Die Here het julle lief, hy hou julle vas aan sy liefde. En hierdie gemeente, sê hy, is vorentoe op pad na die oorwinning. Die stryd wat ons stry hier op aarde is nie te vergeefs nie. In Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. En as jy en ek nog verder wil twyfel, kom die Here vanmôre en hy bevestig dit weer eens vanaf vers 38. Hy sê, dit is my oortuiging en dit ook moet julle oortuiging wees, dat geen dood, die dood met sy verskrikking, geen lewe met al sy versoeking, geen bose magte of geestelike kragte, of huidige of teenswoordige dinge, dit wat die tyd ook al vir jou mag oplewer, of hoogte of diepte, dit wat die ruimtes mag ontspan, niks van hierdie goed kan jou van God se liefde losmaak nie. Wees oortuig daarvan. Sê eintlik in hierdie gedeelte dat alles wat nie God is nie, kan maar teen jou aanstorm. Maar God sal jou so vashou in sy liefde. God sal jou so beskerm, hy sal so 'n muur om jou bou, dat jy oortuig kan wees, dat niks hier op aarde, niks wat nie God is nie, sal jou van hom vervreem nie. Want jy en ek vorentoe kan vanuit die oortuiging lewe, dat God is vir jou. Hy is nie teen jou nie. Vorentoe gemeente, julle kan dit weet, dat dit wat ons hier doen, baie maal raak ons moedeloos, want ons probeer, en het lyk nie of ons vorentoe beweeg nie. Niks is te vergeefs nie. Want in Christus is ons meer as oorwinnaars. Kan ek vir u vra, aanbid u 'n Here wat nog in die graf is? Of aanbid u 'n Here wat opgestaan het? Lewe hy? Hy lewe in hierdie gemeente. Hy lewe in jou hart. En hy bring lewe. Hy bring vryspraak. Hy maak ons los. Daar's geen veroordeling nie. Niemand kan ons aankla nie. Geen omstandighede kan ons vervreem van God se liefde nie. En daarom liewe gemeente vorentoe, en liewe broeder en suster, is jy en ek as kinders van die Here meer as oorwinnaars. Ons is op die pad van oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, baie dankie dat ons tot die gevolgtrekking kan kom.
As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dat die evangelie stippel het uit vir u kinders, dat u ons vrygemaak het. Dat u ons op die oorwinningspad plaas. En dat ons daarom in Jesus Christus meer as oorwinnaars kan wees. En wil ek ook vanmôre vir hierdie pragtige gemeente vorentoe voorbidding doen. Vir alles wat hier plaasvind, vir al die aktiwiteite, vir elke lidmaat, vir elke kind, vir elke aksie, dat ons kan weet dat dit wat ons inploeg in die gemeente nie te vergeefs is nie. Bid ek, Here, vir elkeen in hulle besondere omstandighede. Ons praat nie altyd oor al die dinge wat verkeerd loop nie. Ons is baie maal geneig om te groet as iemand ons vra, hoe gaan dit? Goed, dankie. Maar intussen gaan dit sleg. Maar dankie, Here, dat u ons met ons omstandighede aanvaar en dat u daar waar ons baie maal swaar kry, die trane afvee en dat u ons in liefde vashou. En dat geen omstandighede, hoe erg ook al, ons kan losmaak van u liefde nie. Dankie, Here, dat ons op die oorwinningspad kan wees. En nou wil ons kom, Here, na ons slotgebed, ons vasanker aan u. Vasanker aan Jesus, wat ons in sy liefdeshande vashou. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het daar nie konsistorie ooreengekom, so die orgelis hoef nie reg te sit nie. Ons gaan nie bankkollekte opneem nie. Ons het nie genoeg hande nie, so ons gaan deurkollekte opneem. So u kan solank u dankoffertjie kan u gereed maak. En dan gaan ons nou ons slotlied sing, eintlik 'n pragtige lied. Dink ek wat baie mooi inpas by ons skrifgedeelte, die oorwinningslied, en baie dankie ook vir ons orgelis wat dit vanmôre gaan speel, want baie maal in baie gemeentes is dit nie deel van die liedboek nie, so baie dankie ook daarvoor. So ons sluit dan staande af met die oorwinningslied.
Ons sluit nou af met die seën van die Here, en liewe gemeente, weet dit dat met Jesus aan ons kant is ons op die oorwinningspad, en dat God vir jou is en aan jou kant is. Ontvang nou die genade van die Here Jesus. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.